Goeiemôre, liewe gemeente. En ek het regtig gehoop ons gaan vandag al by mekaar kan wees, maar soos julle gelees het, soos julle gesien het in die week, is dit ongelukkig nie moontlik vir ons om nou al by mekaar uit te kom nie, maar ons glo ook en vertrou ook dat die einde in sig is van hierdie huiskerk of alleen kerk hou, as ek dit so kan noem. En dat ons weer binnekort as 'n gemeenskap van gelowiges by mekaar sal kan kom. Ons is in die middel, of ons het verlede week begin met 'n reeks oor die briewe van Openbaring. En ons gaan vandag 'n bietjie aan weer daarmee. Ons gaan vandag spesifiek gesels uit Openbaring 2 en Openbaring 3 uit. En ons gaan twee briewe hanteer saam. Ons gaan die brief aan Thyatira en die brief aan Sardes saam hanteer vanmôre. Ek hoop en glo dat elkeen van julle 'n goeie week gehad het daar waar julle was en dat julle ergens die genade van die Here beleef het. Miskien was dit in die bietjie reën wat geval het in die begin van September op lentedag. Wat 'n wonderlike lentedag was dit nie gewees nie. Miskien is dit met die veld wat weer 'n bietjie begin kop uitsteek, met die winter wat eintlik maar verby is. Ergens hoop ek en bid ek dat jy die Here se genade beleef het hierdie week. Ons gaan oor so 'n oomblik aangaan met ons erediens, maar voordat ons daarby uitgaan, gaan ek eers vra dat julle daar waar julle is, net julle oë sal sluit en net as 'n familie, as geliefdes, net saam sal bid vir 'n oomblik. Amen. Nou soos ek sê, vanmôre gesels ons uit Openbaring 2 en Openbaring 3 uit, so ek het 'n redelike stukkie wat ek vir ons wil lees vanmôre. Hier uit van die briewe wat Johannes geskryf het vir die gemeentes. En dit is so ongelooflik, maar ek lees vir ons hier van Openbaring 2 vers 18 tot Openbaring 3 vers 6. Nou, ek lees vir ons: Skrywe aan die leraar van die gemeente in Thyatira. So sê die Seun van God, wie se oë soos vuurvlam en wie se voete soos geelkoper is. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding, en ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Maar ek het dit teen julle dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as 'n profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgods offervleis te eet. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar aan 'n siekbed oor en die mense wat met haar oorspel gepleeg het aan swaar lyding, as hulle nie van haar praktyke bekeer nie. Haar volgelinge sal ek deur 'n pestsiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit ek is, die een wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Maar vir julle ander in Thyatira wat nie hierdie leer aanhang en nie die diep geheimenisse van die Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou net vas wat julle het, totdat ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om dit te doen, wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer, hulle sal soos kleipotte stukken slaan. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. En dan gaan ons oor na die brief aan Sardes wat sê: Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardes. So sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het en dat julle lewe en tog is julle dood. Word wakker en versterk nog wat by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief en julle sal nie weet wanneer ek op julle afkom nie. Maar julle het daarom 'n paar mense in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie. En hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Ons lees net
tot sover vanmôre. En soos ek sê, is ons besig met die briewe wat Johannes geskryf het aan die 7 gemeentes van daai tyd in Openbaring, en ek wil vandag begin met 'n paar algemene opmerkings, eintlik oor die boek Openbaring, maar ook oor die briewe spesifiek. Nou, Openbaring in geheel is eintlik maar geskryf aan die 7 gemeentes wat ons van lees hier aan die begin van Openbaring. En is waarskynlik so 90 na Christus geskryf. Nou hierdie soort geskrifte, hierdie soort briewe het net voortgekom wanneer daar een of ander soort verdrukking plaasgevind het. So ons kan eintlik maar redelik gemaklik aanvaar dat hierdie 7 gemeentes wat ons hiervan lees in een of ander situasie van verdrukking verkeer. En dat God wil hê dat Johannes met die boodskap wat hy ontvang, hulle moet bemoedig. Nou in die boodskap van God kom al 'n paar goed voor en God sê vir hulle, hy sê dat die boodskap van homself, van hom God, wat wie God is, afkom. Hy sê verder dat hulle nie moet bekommerd wees nie, want hy is die Alfa en die Omega, die een wat was, die een wat kom en die een wat uit die dood uit opgestaan het. En in die derde plek sê God aan hierdie 7 gemeentes en hulle 7 leraars dat hy hulle hande styf vashou in hierdie tyd waarin hulle is. Nou dus lees ons eintlik 'n boodskap van troos en bemoediging reg aan die begin van elke brief. En ook aan hierdie 2 briewe wat ons dan nou saam gelees het. En ons sien dat God aan Johannes die opdrag gee om vir elkeen van hierdie 7 gemeentes 'n brief te skryf. En vandag, soos ek sê, gee ons aandag aan die 4de en die 5de briewe, die briewe van Thyatira en Sardes. Nou die stad Thyatira was nou nie so groot en so belangrik soos Efese, Smyrna of Pergamum nie, maar dit was 'n stad wat besig was, wat gewemel het van tekstielwerkers, skrynwerkers, pottebakkers, leerlooierye, allerhande sulke tipe goed. Nou dis kan ons eintlik aflei dat hierdie stad redelik welvarend was. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 16 van die purperverkoopster Lydia, dat sy afkomstig was van Thyatira. Nou interessant is dit om te weet dat daar 'n hele paar vakbonde, as jy 'n vakbonde kan gebruik, bestaan het in hierdie stad wat na die belange van die werkers omgesien het, wat so ook al vakrigting jy was. En ons lees ook verder, so mooi soos wat hierdie pers wolmateriaal wat Lydia verkoop het was, so mooi is God se getuieskrif van hierdie gemeente. Hulle is 'n voorbeeld in liefde, geloof, volharding, diensvaardigheid. Maar tog lees ons in vers 20, sê God dat daar iets in hierdie gemeente verkeerd is, dat daar fout is. Die gemeente laat die vrou Isebel voortleef, of begaan, soos die teks dit sê. Nou wie was hierdie Isebel? Nou ons moet nie eintlik hier stil staan en dink, dis een persoon, een spesifieke mens wat die gemeente verlei het nie. Nou volgens 1 Koning 16 vers 31 het koning Agab met Isebel, die dogter van die heidense koning van Sidon getrou. En gou het Isebel gesorg dat Baal en allerlei afgode van haar volk in die volk van Israel inkom. Dat die afgode van haar mense die volk van Israel verlei eintlik. Nou so het Isebel eintlik 'n simbool geword van heidense afgode en die gebruike aan haar. Nou hoe het dit eintlik in die gemeente van Thyatira gebeur? Om te kon verkoop en koop in hierdie stad, om te kon produseer, om te kon handel dryf, moes jy aan die vakbond behoort wat daar vir jou bedryf was. So as jy 'n skrynwerker was daar 'n vakbond vir die skrynwerkers. Nou elkeen van hierdie vakbonde of hierdie groepe het sy eie beskermer God gehad. En om aan die vakbond te behoort, moes jy bereid wees om hierdie afgod te dien. Moes jy bereid wees om aan hierdie feeste van hierdie afgod by deel te neem en betrokke te wees in alles wat hierdie afgod gee of sê. En hiermee lees ons was God nie tevrede nie. Geen verdraagsaamheid word teenoor hierdie heidense afgoderry bewys nie. Daar was geen verdraagsaamheid teenoor hierdie onsedelikheid wat gebeur het nie. En niks daarvan was vir hom aanvaarbaar gewees nie. En dan was daar ook, lees ons verder, mense wat die sogenaamde diep geheimenisse van die Satan aangehang het. Hulle het, om dit baie eenvoudig te stel, daarop neergekom dat
party van hierdie mense gemeen het, om God alleen te dien, is nie genoeg nie. Solank 'n mens net God dien, kan jy mos maar eintlik ook die afgode dien. Veral as omdat hierdie feeste, hierdie byeenkomste so aantreklik gelyk het. Veral omdat hierdie gewoontes en gebruike so aantreklik gelyk het. Maar aan hierdie mense, sê Johannes vir hulle, hou net vas aan wat julle het tot die Here weer kom. Geloof in die opgestane Here is genoeg, sê hy vir hulle. Julle het niks meer nodig nie. Veral nie hierdie sogenaamde geheimenisse van Satan nie. Nou Sardes, die tweede brief wat ons gelees het, aan die ander kant kry weer heeltemal 'n ander getuigskrif van God af. Thyatira was hierdie voorbeeld van liefde, van geloof, van diensvaardigheid, van volharding. En dan sê God van Sardes, hy sê vir hulle, ek weet dat julle die naam het dat julle lewe, maar tog is julle dood. Dis nogal 'n aanklag. Nou hoekom sê God dit vir die gemeente? Nou Sardes as 'n stad was eintlik op 'n baie spesiale plek geleë. Dit was op die punt van 'n berg, op die bokant van 'n berg wat net deur een pad bereik kon word. Die pad was ook so bewaak dat niemand eintlik net daar kon kom nie. Die res van die berg wat rondom die stad was so ontoeganklik dat Sardes as 'n stad eintlik baie beskermd was, dat niemand die stad sou kon inneem nie. Maar tog lees ons 2 keer in die geskiedenis dat vyandige magte die stad ingeneem het, omdat die inwoners nie gewaak het nie, omdat die inwoners nie wakker was nie. Nou dieselfde is dan ook die geval met die Christene in Sardes. Met die geestelike lewe van hierdie mense in Sardes. Nêrens in die brief kry ons die indruk dat die Christene met vals profete of heidense godsdienste besig was nie. Hulle het 'n ander probleem gehad. Hulle het sommer net, omdat hulle op hulle gemak was, omdat dit gemaklik was waar hulle geleef het, omdat hulle nie in gevaar was nie, geestelik flou begin raak en hulle geestelike lewens laat afsterf. En soos die stad eintlik 2 keer betrap is, omdat hulle nie gewaak is nie, so is hulle wat die gelowiges is, so is hulle geloofslewe ook eintlik platgetrap. Hulle besef dit nie, maar hulle dien eintlik nie meer vir God nie. Dit dan, liewe familie, is min of meer die opmerkings wat ek wil maak oor die teks se agtergrond, om die teks self te kan verstaan. Nou kom ons probeer gou hierdie 2 boodskappe op onsself van toepassing maak. Hierdie 2 gemeentes se geloofsgeskiedenis, as ons dit so kan stel, wil ons waarsku teen 3 houdings wat by die gelowige kan posvat, en sodoende dan ook die gelowige se geloofslewe en sy verhouding met God geweldig kan skade aandoen. Die eerste verhouding wat ons kry by Thyatira, naamlik om te kan koop en verkoop, om aanvaar te wees of om in te wees, word die eie geloofsoortuiging word mense dan, wanneer jy so wil wees, wanneer jy in hierdie houding leef om in te wees, word jou eie geloofsoortuiging eintlik oorboord gegooi. Waarmee die gelowige dan nou eintlik sê, hierdie ander dinge, om te kan koop, verkoop, om te kan handel dryf, om in te wees, om aanvaar te word, is eintlik belangriker as God. Maar ook sê hulle, of sê hierdie houding dan nou, omdat God sogenaamd dan nou nie meer hier vir my kan sorg nie, moet ek vir myself sorg. Ons kan hierdie houding op baie van ons eie lewe kom toepas, en kan 'n klomp voorbeelde opneem. Om ekonomies te oorleef, moet ek maar so nou en dan bietjie skelm wees. Om my agenda na vore te bring, om my eie agenda tot uitvoering te bring, in die kerk en in die wêreld, moet ek maar so bietjie agteraf wees en bietjie mense aan my kant kry. Om in te wees by ander, om aanvaar te word deur ander, verlaat ek my eie oortuigings en hang ek die aan van die mense by wie ek graag in wil wees, of by wie ek graag aanklank wil vind. Nou die tweede houding vind ons ook by Thyatira. Ek kan bid mos God, ek kom ons kerk toe, ek lees ons my Bybel en ek bid mos gereeld. Ek is mos 'n kind van God, so hoekom dan nie net hier en nou, of hier en daar so 'n bietjie oortree nie? Want God is mos genadig. God sal ons vergewe. Jesus het mos vir my sondes gesterf. Dis waar die eerste houding vir ons sê, verlaat God en sy weg, maar terwille van 'n lewe wat volgens jou dan nou meer voordeel het. Sê die tweede houding, God en die ander dinge
is belangrik. Die derde houding, en seker die gevaarlikste van die 3, is die miskien ook die een wat ons die meeste in ons eie geloofslewe sal aantref. Hy sê, ek is mos 'n kind van God, ek is mos gedoop, ek het mos belydenis van geloof gelê, my naam staan mos op die boeke van die kerk, en God het mos 'n ewige verbond vir my, so ek hoef nie eintlik meer iets van my kant af te doen nie. Ek hoef nie meer eintlik te werk daaraan nie. Ek kan ons net maar eintlik rustig voortleef met my lewe soos wat hy aangaan. Rustig my Bybel lees, rustig in die kerk kom, maar veel meer as dit hoef ek nie te doen nie. Geloof is tog die norm van ons wêreld. Goeie werke kan my in elk geval nie red nie. Die kerk is baie duidelik daaroor. So hoekom moet ek dan nou werklik streef na 'n toegewyde, heilige en gehoorsame lewe wat lei tot goeie werke? As ek dan glo, doen ek mos dan nou eintlik genoeg. Nou kom ons wees nou maar eerlik, familie. Hierdie 3 houdings is maar altyd op een of ander manier te dikwels in ons lewens betrokke of teenwoordig. En juist daarom kan ons maar gerus luister na die 5voudige oproep wat Johannes aan Sardes rig. Hy sê vir hulle 5 goed. Hy sê, word wakker. Hy sê, om geestelik gered te wees beteken om altyd geestelik wakker te wees. Hy sê, in die tweede plek, versterk nog wat by julle oorgebly het. Alles is nooit vir die gelowige verby nie, anders het Jesus verniet gesterf. Hy sê vir hulle, dit wat geestelik smeelend is, blaas dit aan sodat dit weer kan vlam word, en doen dit deur na die woord van God te luister. In die derde plek sê hy, dink daaraan hoe julle die evangelie aan die begin ontvang het en hoe julle daarna geluister het. Julle het mos al die ware evangelie gehoor. En daai herstel begin wanneer die boodskap dat ons as sondaar mense verlos is, dat ons as sondaar mense nuut gemaak is, weergebore is, anders geword het. Begin daai herstel sodat ons weer opnuut anders kan begin lewe. In die vierde plek sê hy, hou moed, hou daarmee vol. Moenie halfhartig wees nie. Lewe met oorgawe, want dit bring geluk, dit bring tevredenheid in die lewe van die gelowige. Dit alleen kan ons bevry van ons skuldige gewete. En in die 5de plek sê hy, bekeer julle. Draai terug op die weg waar julle hoort, die weg van God. Doen dit daagliks, doen dit met erns en doen dit met oorgawe. 5 opdragte of oproepe, familie met eintlik net 1 boodskap. Julle het die naam dat julle lewe, julle het die naam dat julle glo, sorg dat dit van julle waar is. Sorg dat dit van julle waar word in alles waarmee julle besig is. Nou hierdie familie, en ek sluit af, is eintlik nie te veel gevra nie. Inteendeel, dit is die absolute minimum wat God van ons verwag. Wie dit verstaan, wie sy of haar redding verstaan, wie God se liefde, genade en geduld met ons verstaan, sal dit doen, sal hierdie 5 oproepe maklik doen. Want so 'n mens wat dit verstaan, wil nie anders lewe nie. Amen. Familie, kom ons sluit net die oë en dan raak ons rustig daar waar ons is en ons sluit ook hierdie erediens af. Almagtige Here, liewe God, wat 'n wonderlike voorreg het ons weer vanmôre gehad om uit U woord uit gevoed te kon word. Here, waar ons nog nie by mekaar kan wees nie, weet ons dat U ons nog steeds aan mekaar vasbind deur die geloof wat U vir ons gee, deur die genade, die liefde wat U vir ons gee. Here, help ons dat ons sal leer uit die geskrifte wat U vir ons gegee het, dat ons sal leer uit mense se lewens uit wat ons van lees. Here, mag ons nooit so betrap word dat ons geestelik flou word nie, dat ons geloofslewe eintlik maar net 'n smeelende hoop is nie. Mag daar, Here, weer vlam aangesteek word en die vure weer hoog brand vir U. Mag ons dit wat ons hoor, dit wat ons leer, dit wat ons kry by U in ons lewens inbring, Here, en deel van onsself maak. Here, ons loof U almagtige naam, want U is heilig en U is goed en U is groot. En ons weet, Here, dat U is met ons. Gaan met ons elkeen ook in hierdie onbekende week, Here. U bly goed. Amen.
Sonntag, maar sy liefde is meer. Sy bloed die betaling, sy lewe die prys, vir al ons oortredings dra hy pyn en seer. Ons sondes ontelbaar, sy liefde is meer. Prys ons God, hy het ons ons rede, ons bring hom eer, ons sondes ontelbaar, sy liefde is meer. Is ons God, hy het ons verlos. Christus ons rede, ons bring hom eer, ons sondes ontelbaar, sy liefde is meer. Prys ons God, hy het ons verlos. Christus ons rede, ons bring hom eer, ons